Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Woensdagoggend. Onthou nou gisteroggend het ons die profesie teen Samaria gehad. Nou moet jy die geskiedenis weer bietjie mooi gaan dink. Samaria was die hoofstad van die Noordryk. Jerusalem die hoofstad van die Suidryk of Juda. En wanneer die mense in Jerusalem dan hierdie profesie hoor teen Samaria, het hulle tog in hulle binneste so klein bietjie lekker gekry, want het hulle eintlik nie van hierdie ouens in die noorde gehou nie. Al was hulle tradisioneel lank terug een volk, daar was maar altyd so bietjie afguns en jaloesie. So hulle het eintlik half lekker gekry toe hulle daai profesie hoor. Maar hoor nou vanaf vers 7. Nou kom die profesie teen Jerusalem. Ook hierdie mense. Jou vriende, wanneer hulle hierdie woorde hoor, moet dit moet soos 'n beker ijskoue water in die gesig wees. Of dalk nog erger, soos iemand wat jou wind uitslaan. Ook hierdie mense, slinger van wyn, en waggel van sterk drank. Priester en profeet, slinger van sterk drank. Hulle is verwar deur wyn. Hulle waggel van sterk drank. Hulle slinger tydens 'n visioen. Hulle styer tydens 'n uitspraak. Ja, alle tafels is vol braaksel, formeersel sonder 'n skoon plek. Vir wie wil hy dan kennis leer? Vir wie die boodskap verduidelik? Vir hulle wat van melk gespeen is? Van die borste afgehaal is? Die boodskap is Saf la saf, saf la saf, kaf la kaf, kaf la kaf. 'n bietjie hier, 'n bietjie daar. Ja, deur honende lippe en deur 'n vreemde taal sal die Here met hierdie volk praat. Hy wat vir hulle gesê het, hier is die rusplek. Gee rus aan die een wat uitgeput is. Hier is die verposing. Maar hulle wou nie luister nie. Daarom sal die woord van die Here vir hulle wees. Saf la saf, saf la saf, kaf la kaf, kaf la kaf. 'n bietjie hier, 'n bietjie daar, sodat hulle gaan en agtertoe struikel, gebreek, verstrik en gevang word. Jo, vriende, 'n harde woord van die Here hier. Verskriklik, né, dat die priester en die profeet, die ouens wat die geestelike leiding moet vat, hulle is op dronk. Hier word gesê dat selfs wanneer hulle 'n visioen wil bekend maak, dan is hulle gedrink. So hulle uitspraak van die Here moet maak. Jy weet, kan hulle omtrent nie regop staan nie van die drank. En in baie kriektaal word gesê dat al die tafels is vol braaksel. Jy weet, dit is nogal grafies voorgestel. En dan kom die Here se vraag, vir wie wil hulle dan leer? As dit is hoe hulle optree, vir wie wil hulle leer? En dan, die 2020 vertaling het dit briljant gedoen, met hierdie taal wat ons nie verstaan nie. Want dis juist die bedoeling, dat hier kom en hier staan, en deur 'n vreemde taal sal die Here met hierdie volk praat. So verstaan jy hierdie woorde nie van saf la saf, saf la saf, kaf la kaf, kaf la kaf, dis okay. Hulle het dit ook nie verstaan nie. Dis die punt wat gemaak word. So daar twee verklaringsmoontlikhede. Die een is hierdie vreemde taal wat niemand van hulle verstaan nie. So die Here praat met hulle in 'n taal wat hulle nie verstaan nie, en ons gaan nou sien hoekom nie. Of dis net 'n gebabbel omdat die mense wat die woord van die Here moet bring gedrink is. En daarom maak hierdie woorde glad nie sin nie. En daar kom die verduideliking van die oordeel. Dat die Here wat gesê het, hier is vir julle 'n rusplek. Onthou nou die hele beeld, 40 jaar swerf hulle deur woestyn. Hier is vir julle 'n rusplek.
Gee rus aan die wat uitgeput is. Hier is die verpoosing. En dan kom hier die groot maar. Maar hulle wou nie luister nie. Dit wat ons hoeveel keer in die profetiese boek al gesê het. Hoeveel keer het ons al gesê, hierdie Hebreëse woord shama, wat luister is. Maar hulle wou nie luister nie. Hoor die hartseer in dit. Maar hulle wou nie luister nie. En daarom struikel hulle agtertoe en so hulle gebreek is en verstrik is en gevang word. Want hulle wou nie luister nie. Nou vriende, en ek en jy vandag, ek wil vir julle sê, met alles wat in die nuus is oor die kerk, met alles wat ons hoor, wonder ek of ons luister. Mag die Here deur sy Gees regtig vir ons dringend help. Amen. Here almagtige God, dankie ook vir hierdie teks uit Jesaja uit. Ja, Here, teks wat nie maklik lees nie, omdat eintlik is ons nou ook daar waar Jerusalem is. Baie keer voel dit vir ons of die leiers en selfs geestelike leiers waarna ons moet opkyk. Dis die ouens wat struikel en val en ook maar gedrink is. Here, kom deur die Gees en help ons om te luister. Ons het dringend nodig om weer te leer om te luister. So ons wil kom pleit, Here, kom praat nog 'n keer, nie in 'n vreemde taal nie, maar in 'n taal wat ons verstaan. En help ons om te luister, tot eer van U heilige naam. Amen. Vriende, mag U tog 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.